In die boek Matteus hoofstuk 5, nou dit was die eerste evangelie wat geskryf, wat hulle opgeneem het, toe hulle nou die boeke saamstel, toe plaas hulle nou Matteus eerste, omdat daar 'n paar baie belangrike goed in Matteus is, onder andere die stamme en die mense, die geslagte, tot by Jesus, wat vir ons so 'n bietjie konteks gee van die Nuwe Testament. En ons kry die Here Jesus, hy is pas gedoop. Hy was daar by Johannes die Doper verby, en God het uit die hemel uit gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En toe gaan Jesus en hy gaan vas. Jy weet wat is vas, né? Dit is wanneer jy nou nie eet en drink nie, jy gaan een kant. En hy gaan vir 40 dae en 40 nagte. En toe hy nou so op die einde is, toe kom daar nou ons honger en dors by hom, en toe kom die Satan, wat uit die hemel uitgewerp is, en hy kom en hy probeer hom verlei. En Jesus het hom 3 keer geantwoord, en toe het hy weggevlug. En toe Jesus nou by dit klaar is, toe gaan roep hy nou sy disippels. Nou ek en jy is vandag disippels. Ons is geroep om disippels te wees. Maar die disippels almal het verskillende rolle, party bid, party gaan evangeliseer. Maar 'n disipel is iemand wat word soos Jesus, wat nader en nader aan hom kom. En in Matteus 5 kry ons, hy het sy disippels en nou begin hy hulle leer, en hy vat hulle een kant toe, en ons lees, en toe hy so aankom, toe is daar nou baie mense wat na hom kyk. En hy gaan so 'n bietjie weg, en hy klim so teen die berg op, en hy bring sy disippels, en hy sê, kom, ek wil vir julle iets leer. En toe hy die skare sien, het hy Jesus op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig die wat arm van gees is. Nou ek gaan nou oor dit praat. Tweede ding wat hy vir hulle sê, salig die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou salig kan baie goed beteken. In die oorspronklike Hebreëse en Griekse vertalings kan ons woorde kry soos heilig is hulle, hemelse guns het hulle, uitverkies is hulle, vreugdevol is hulle, blydskap. Nou dit klink snaaks. Salig is die wat arm van gees is, salig is die wat treur. Nou gaan hy verder. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik van allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle ook die profete voor julle vervolg. Nou, hierdie boodskapie is eintlik 'n vreeslike interessante boodskap van hoop. Want dit klink nou baie sleg om te sê, salig is die wat arm van gees is. Arm van gees is. Nou ek en jy dalk 'n verkeerde prentjie van 'n arm van gees. Ons dink
is iemand wat nie baie lekker is in hulle kop nie, né? Iemand wat nie slim is nie, iemand wat nie so 'n bietjie older is hierbo nie. Dis nie dit nie. Hierdie arm van gees, né, is wanneer jy by 'n punt in jou lewe gekom het wat jy alles laat gaan. Waar jy sê ek is 'n bedelaar. Ek is eintlik niks voor die Here. Dit gaan oor jou verhouding met die Here. Jesus het nie hierdie goed vertel om nou net 'n ou sedepreekie af te steek nie. Hy wil vir die mense help. Hy sê, Petrus, Johannes, Jakobus, mense wat na my luister, as jy soos 'n bedelaar begin word, dan kan jy die hemel beerwe. Jy sien wat die mens dink, hy kan homself in die hemel inbring. Die mens besluit self hoe hy die Here wil dien, hoe hy die Here of sy die Here wil sien en dien. En hier sê hy net, ek kyk nie na enigiets anders nie, ek kyk na jou binneste. Het jy al by daai bankrotskap gekom, waar jy besef het, jy kan jouself nie help? Jy is die een wat na my opkyk. Jesus het in Lukas 14 gesê, geen een van julle kan my disipel wees as jy nie alles opgee nie. Dit beteken, jy moet bankrot verklaar. Want ons goeie werke is op sy beste 'n gruwel voor God. Ons goeie werke. As dit nie is wat die Gees produseer deur my lewe nie, is dit vlees. En die mens kan homself nie beter maak nie. Hy sê, daar's vir jou nou 'n beloning. Hy sê, daar's soveel moontlikhede in jou. Jy's soos daai mosterdsaad van geloof. 'n Klein saadjie wat geplant word, wat 'n reus van 'n geloof produseer. En as jy arm is van gees, dan is die hemel jou bestemming. Maar dan kom hy in die tweede een en hy sê, salig die wat treur. Hulle sal vertroos word. Nou ons almal kom by punte waar ons treur, waar ons gebroken is. Maar hierdie is 'n baie dieper treur. Dis nie net 'n emosionele huil toe ek jou oor my dogter wat dood is gehuil het, dit is dieper as dit. Dit is wanneer ek gebroken en daai bedelaar is en ek is hartseer oor my sonde. Oor ek die Here so teleurstel met my lewe. Ek treur oor my onvermoë om God te behaag. My skepper, my koning, my vader. Ek kan hom nie vir hom na regte lewe nie. Hierdie vlees sukkel. Maar daarom is ek in 'n gebroke toestand, in nederigheid. In 2 Korintiërs 7 lees ons, die wêreld se hartseer bring die dood. Maar geestelike hartseer bring belydenis, verlossing en ewige lewe. As 'n baie mooi voorbeeld in die Bybel oor om hartseer te wees. Die apostel Petrus, toe hy Jesus verraai het, die nag toe Jesus in die verhoor was, toe Petrus mos nou daar by die vuur van hierdie ander mense gestaan en toe sê hulle, jy's ook een van sy disippels. Toe sê hy, nooit, ek ken hom nie. En Jesus het hom gewaarsku gesê, Petrus, jy gaan vir my 3 keer verloon. En die 3de keer
toe sê die skrif, toe hy Jesus verloon, toe hardloop hy uit en hy ween bitterlik. En daarvoor het Jesus hom vergewe. Ons sien, toe Jesus hom weer gesien het na sy opstanding, het Jesus nie vir hom gesê, ek het jou gesê, jy gaan vir my verloon nie. Jesus sê, gaan en laat my skape wei, voed my skape. Jesus het vir hom vergewe. Judas Iskariot, wat Jesus verloon het, hy het hom verraai. En toe hy agterkom, hy maak 'n fout, wat doen hy? Hy gaan hang homself op. Daai vergifnis, daai bekering, daai belydenis het hom nie gehelp nie. Petrus was 'n egte hartsbelydenis, sê Here, U sien my gebrokenheid. Maar hy sê ook, salig is die sagmoediges. Hulle sal die aarde beerwe. Nou dis nie dat dit nou jou erfenis is nie, wat hy daar bedoel is, jy gaan triomfeer in hierdie lewe op aarde. Jy gaan wen op hierdie aarde as jy sagmoedig is. Sagmoedigheid beteken, dit is iets hier diep binne. Is wanneer jy sag in jou binneste is teenoor almal buite jou. Wanneer jy nie daai harde stuk yster is, wat heeltyd wil vernietig en seermaak nie. Dit is wanneer jy uit jou gebrokenheid ook met die oë van Jesus na mense kyk. Jesus was die perfekte voorbeeld van sagmoedigheid. Gaan lees enige plek in die Bybel waar Jesus geleef het. Hy het wel met die Fariseërs en Sadduseërs gestry en vir hulle gesê, maar julle is wit gepleisterde grafte. Maar hy het die sondaars, hy het vir die tollenaar, het hy genade gegee, hy het vir Saggeus gesê, Saggeus, klim af, ek gaan vandag by jou kuier. Hy het by die vrou by die put, wat hy nie eens mag gepraat het, hy gesê, ek gee vir jou water, waarvan jy nooit weer sal dors word nie. Hy het haar nie veroordeel nie. Die vrou met die baie manne in haar lewe het hy nie veroordeel en gesê, jy's 'n slegte vrou nie. Hy het gesê, gaan in sondig nie meer nie. Ek veroordeel jou ook nie. Sagmoedig. Die een wat kon huil by Lazarus se graf, die een wat die weduwee se seun, toe hy haar sien wat dood was, het hy haar jammer gekry. Dis Jesus. Hoe leef ek en jy? Het ons 'n Jesus voorbeeld? Hy sê, daar's 'n ander deel van 'n mens wat moet uitkom. Hierdie een deel is die regverdige, die reg ene. Die ander is die sagmoedige. Nou weer eens wil ek vir julle sê, om sagmoedig te wees is nie 'n jellyfish nie. Dis nie iets wat 'n mat wat almal optrap nie. Want ek staan as 'n kind van die koning Jesus, kan ek opstaan en sê, my Vader en my God. Maar wanneer ek met jou praat, dan kom daar die sagte windjie van liefde uit. Elia, hy wou God sien. En toe hy daar in die woestyn tussen die klipberge kom, toe sê God, ek sal jou nou daar ontmoet. En toe wag hy. En toe kom daar eers 'n donder weer en skud. Nou ek en jy sou dink, God, kom na ons toe deur die donder weer en die geskut. En die skrif sê, en God was nie daarin nie. En toe kom daar 'n sagte wind, wat deurwaai. En God praat met Elia. Dis hoe hy in jou lewe inwaai. Hy waai jou. Hy sê vir jou, ek is hier by jou.
Ek is nie hier om jou te veroordeel uit te jaag nie, ek is hier, want ek het jou lief. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Hy sê, ek maak jou deel van hierdie aarde, waar jy gaan sout en lig wees. Ons sal die aarde beerwe. Ons sal oorwin op hierdie aarde. Selfs die dood is oorwin. Maar dan kom hy die volgende een, salig die wat honger en dors na geregtigheid. Nou as jy nou mooi weer teruggaan, ek is arm van gees, ek is 'n bedelaar. Ek is een wat gebroken, getreurend voor God leef oor my sonde toestand en my onvermoë. Ek is die een wat sagmoedigheid in my binneste dra, soos Jesus. Dan kom daar van binne af 'n honger en 'n dors. 'n Honger en 'n dors. Dit voel, dis daai sterk emosionele ding wat ek en jy nie kan beheer nie. Niemand kan bepaal hoe sy honger of sy dors moet werk nie. Dit kom. In 'n woestyn gaan jy, as daai son jou bak en jou tong begin dik raak. Ek onthou een keer in my jong dae, op die grens met Zimbabwe, lê ek met 'n seksie in die veld, ons is so 'n klompie soldate, maar ons is al 'n paar dae in die veld en ons water is klaar en ons kan nie by die rivier uitkom nie. En ons lê daar tussen die klippe en dit was somer. En ek word dors. Ek word so dors, dat ek dink, enigiets kan bier wees, kan enigiets wees, as dit nou rivier maak hier, en ek kan net drink. Want my lippe voel al bars hulle, my tong voel dik. Die blikkies kos wat ons het is bully beef, dit les nie dors nie. En toe ek nou hierdie lees, toe sê ek, Here, dis die dors wat ek wil hê, na U toe, na U geregtigheid. Daai onversadigbare, daai een wat enigiets doen, wat gryp, wat sê ek wil hierdie dors versadig. Ek wil hierdie hongerpyne stil. Ek het honger na die woord van God. Sy geregtigheid ontdek ons deur die Bybel te lees. Die Bybel vertel vir ons, wat is God se geregtigheid. Honger na sy teenwoordigheid, dors na die lewende water. Jesus sê, ek is, toe sê ek is die brood van die lewe. Ek kan jou versadig, so jy dors en honger na my. Ek is die water wat ek jou gee sal word 'n fontein van lewende water wat uitvloei na buite. Dan sê hy ook, salig, gelukkig, geseënd, heilig is die wat skoon van hart is. Rein. God verklaar my rein deur die bloed van Jesus. Ek doen nog baie goed in my vlees, wat ek God mee teleurstel. Maar deur die bloed van die lam sien God my as heilig, want my sonde is vergewe, gistersin, vandagsin, tot in ewigheid. En hy sê, hy dink nooit weer daaraan. So daar gaan nie by die boeke,
as dit geopen word, gaan die boeke nie vertel van al my ou lysie sonde nie. Dit gaan sê, hy is vrygekoop gewees. Rein van hart. Want hulle sal God sien. Niemand wat onrein is, sal ooit God kan sien. Volgende een was, salig is die vredemakers. Is ek en jy vredemakers? Of is ons twismakers? Vredemakers is die wat tussen ander en die konflik staan. Wat ons herinner aan God se liefde, se genade. Want ek en jy het niks om op te roem nie. En dan in die laaste plek, hulle wat vervolg word. Hulle kan skinder oor ek en jy. Hulle kan ons beskuldig van skynheiligheid. Hulle kan enigiets doen. Ek gee nie om nie. Dit pla my nie. Want jy sien, ek leef met 'n rein hart, gevul met die Heilige Gees voor God. Ek is skoon verklaar. Ek is 'n kind van God, want almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. Dis hoekom ek is. Kom ons vra vir mekaar volgende. Ken jy om arm van gees te wees? Ken jy? Om soos 'n bedelaar bankrot te wees? Ken jy om te ween, hartseer te wees? Oor beide die wêreldse omstandighede, mense wat ek verloor, dinge wat verkeerd loop, ek huil daaroor ook. Maar ek huil meer oor my ongeregtigheid voor God. Is jy 'n sagmoedige? Iemand met 'n binneste wat leef nie uit jou sterkheid, jou hardheid, maar een wat leef om God alleen te eer. Het jy vanoggend 'n honger en 'n dors na die Here? Sien jy volgens jou rein hart in die lig van God se genade? Is jy die vredemaker wat bid vir ander en vir vrede? Beleef jy die aanslag? Die duiwel is 'n leienaar. Hy is 'n mensemoordenaar. Hy kom by jou en hy herinner jou aan verkeerde goed. Ja, hy doen dit. Maar dan antwoord jy hom, soos wat Jesus gesê het. In hom, in Jesus, het ek die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van my misdade, na die rykdom van sy genade. Dis al wat ek vir die duiwel lees. Dan los hy my weer uit. Die Here help vir julle. Die Here maak julle pad oop en gee vir julle genade. Kom ons bid saam. Here, hierdie saligsprekinge is bedoel dat ons die sout van die aarde moet wees. As hierdie 7 dingetjies of 6 goeders in ons lewe waar is, dan sal ons sout en lig wees. Sout wat saggies en ongesiens deurwerk en geur gee, maar ook lig wat helderheid gee. Kom en word U verheerlik. Kom en
laat u naam groot sal wees in hierdie sorgsentrum. Ek bid Here vir die susters, die verpleegers, die wat die skoonmakers, die koskokers, die kokke, die elke een wat 'n rol speel in hierdie pragtige mense se lewens. Ek bid vir hulle. Ek bid dat die vrede van God oor hierdie plek sal heers. Ek bid dat hier sal hoop en lig wees, oomblik na oomblik. Dat ten spyte van wat ooit hier gebeur, die Here se naam groot sal bly. Here, u dra elkeen wat deur 'n proses moet gaan. Die operasie wat moet plaasvind, Here, dis in u hand. En alles sal gebeur volgens die wil van God. En ons hou u vas. En ons gebede, Here, is vanoggend opgeneem in goue wierookbakke wat voor die troon van God uitgestort word. Dankie daarvoor. In Jesus naam, amen. Geliefdes, ja, so die volgende tydjie, ek sal net kyk wanneer ek weer by julle draai maak, bietjie 'n lang programmetjie,